Goeiemôre gemeente. Met al die opwindend so in die voorbereiding van die eerdiens, ek nou my mikrofoon vergeet. En die saal sit aan die handjie het nou gehardloop, vinnig gehardloop om net te gaan haal. So gee my net so 'n sekonde of twee, ek kan nou vir ons ontbring. Ek is seker sy kan regkom. Maar terwyl ons vir haar wag, geliefdes, goeiemôre gemeente, dit is vir my heerlik om vanoggend saam met u te wees, om tyd saam met u te spandeer en ook weer hier op hierdie besondere geleentheid saam om die tafel van die Here te sit. En om tyd met die Here te spandeer rondom die nagmaalstafel is nie net kosbaar vir ons nie, maar so neem ons deel aan die teenwoordigheid van God. Ek glo vandag kan ons saam ook sê, dit is vir die Here kosbaar, om dit te kan doen. Tannie is so baie dankie, dalk kan almal my nou hoor. Ag, dis vir my heerlik om vanoggend saam met u te wees. Op so 'n besondere geleentheid glo ek ook die Here se hart klop warm as hy weet ons is vanoggend hier saam om met hom tyd te spandeer om sy tafel. En weer herinner te word oor die betekenis van hierdie nagmaalstafel. Maar voordat ons dit doen, geliefdes, kom ons dink net eers aan die wat swaar kry, wat hartseer is, wat ly en wat siek is. Oom sal dalk hierdie gain op hierdie mikrofoon moet afstel, want hy sê so bietjie. Ons bid vanoggend, geliefdes, vir 'n paar mense. Ons bid vanoggend vir oom Gerrit Koekemoer, vir tannie Frikkie van Staden, tannie Letty Kuiper. Sy is vanoggend hier. Ek sien sy sit daar heel agter. Ons is bly tannie het so goed herstel en tannie lyk goed. Ons is bly tannie, ons bly bid vir tannie. Tannie Henkie Fourie, ons bid ook vir haar, vir oom Gert Kreer en ook tannie Ria Myntjies. En dan, geliefdes, is daar ook 'n paar ander mense vir wie ons bid vir tannie Betsy van der Walt en dan ook vir oom Dani Cornelius. Oom Dani Cornelius het ek nou gister gehoor is opgeneem in die hospitaal. En so ook, geliefdes, ek sien dit is nou nie op ons lys nie. Maar as ons kan bid, geliefdes, kom ek noem net maar eers tannie Liza Potgieter se seun. Tannie Liza Potgieter se seun is oorlede. Ons bid vir haar. Dit klink vir my hy het gely aan kanker en binne 2 maande het hy baie vinnig agteruit gegaan en is hy ook oorlede. En dan ook vir Mareike van Tonder se moeder is oorlede. Ons bid ook vir haar in hierdie moeilike tyd. Haar man is ook nog oor see in Amerika. Ek seker dit is moeilik om nou met dit ook te sit. So alleen, terwyl hy so groot hartseer het. Maar ons weet, die Here is by hulle, en hulle sal ook hierdeur kom. En dan geliefdes, dis nou nie op die lys nie, maar ek het net gedink, is vanoggend ook belangrik, om Kobus Smoek, vir wie ons baie lief is, het baie agteruit gegaan. Ek het aan Ina Smoek het ook in die week baie gepraat, hy is nou daar by Najaarsrus opgeneem, maar Kobus Smoek het baie agteruit gegaan, en ons moet vir hom ook bid, asseblief. Hy gaan maar deur 'n moeilike tyd. So kom ons raak net stil, geliefdes, voor die Here, en dan bid ons vir hierdie mense. Heilige Here en Skepper God, Here, as ons vanoggend hier by mekaar is, dan is ons hier met die wete dat U by ons is. Ons weet ook, Here, dat U naby aan die gebroken is, die wat seer het, wat siek is en wat ly. Ons weet, Here, U is by hulle. Ons vra, Here, dat U hulle sal sterk maak, dat U hulle sal vashou, dat U hulle sal troos, Here, en dat U hulle weer nuwe krag sal gee. Ons kan hierdie dinge van U vra, Here, want U het ons geleer dat geen seer, geen gebrokenheid is te veel vir U nie. U het die kruis verdra. U het daardie swaar pad op Golgotha gestap om ons te wys dat selfs die dood is nie vir U 'n hindernis nie. En so weet ons, as ons vir hierdie mense vanoggend bid, dat U, Here, U is by hulle, dat U sal genees na U wil, en dat U ook ons red
en vir ons die ewige lewe beloof. Troos hierdie mense met hierdie woorde, gee hulle krag, liewe Heer, bære daardie hoop diep in hulle hart, dat hulle mag weet, U is by hulle. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, ek is opgewonde om vanoggend saam met U te sing. Kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart. Kom ons sing vanoggend saam lied 167. Jesus, bron van al my vreugde. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, ons verlosser en redder. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, God is hier teenwoordig. Hy het ons met sy seun kom groet. Dit bring blydskap en vreugde in ons harte. Kom ons antwoord met lofsang op daardie seëngroet. Ons sing saam lied 177. Jesus groot bo almal. Geliefde broers en susters, as ons voor God staan en hy ons kom verwelkom in sy teenwoordigheid, dan moet ons weet, God eis liefde van ons. Hy vra van ons om sy wet na te kom. Nie sonder rede nie. Hy doen dit om ons te leer hoe om te lewe. Hoor geliefdes, hoe Jesus vir ons hierdie wet opsom in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jesus het ons kom leer wat dit is om vir mekaar lief te wees. Jesus het ons kom wys hoe liefde lyk. Hy het vir ons kom wys hoe ware eerbied en liefde vir God lyk. Ons moet daardie voorbeeld volg. Op telke male kere skiet ons kort. Ons is baie keer liefdeloos, selfs vir die naaste aan ons. Wys ons nie liefde nie. Baie keer laat ons God ook na. Ons vergeet van hom. Maar ons weet, geliefdes, dat al wat ons moet doen, is ons skuld bely. As ons ons skuld kan bely en erken dat ons skuldig is, dan is God bereid om te vergewe. Daarom, geliefdes, kom ons staan dan vanoggend voor God, voor die gemeente, voor almal hier, en ons bely hoe skuldig ons voor God staan. So met die hoop dat die Here ons sal raak sien en ons ook vergewe. Kom ons sing saam, Lied 239, vers 1 en 2, Jesus, rots vir my geslaan. Ons het sopas ons skuld voor die Here bely, maar hy verseker ons van sy genade, dat hy ons lief het. In Galasiërs 3 vers 11 hoor ons die woorde, hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof opnuut aan God met blydskap bely. So ontvang ons die genade van die Here. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het sopas bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sy sterwe en opstanding ons die ewige lewe verwerf het. Ons kan net uit dankbaarheid juig. Ons kan reageer op die redding wat die Here vir ons gee. Die Here het vir ons nuwe sin en betekenis in ons lewens gegee. Laat ons sing van ons heerlike toekoms, geliefdes, met Vonk 104, wat 'n vriend het ek in Jesus, het ons in Jesus.
Terwyl ons so sit, geliefdes, kom ons sluit ons oë en dan nader ons die Here, ons verlosser in gebed. Heilige Here, U Here is die een wat was, wat is en wat weer sal kom. En elke pad wat ons in ons lewens stap, elke afdraai wat ons al geneem het, en elke pad wat in die toekoms vir ons voorlê, is U en was U nog altyd daar. Ons Here is U kinders. Nie omdat ons U genader het nie, maar omdat U ons aangeneem het. Elkeen van ons, Here, stap 'n pad in hierdie lewe en U het ons ontmoet. Selfs toe ons U nie gesoek het nie, was U daar. Here, almal van ons het vanoggend 'n pad gery na hierdie kerkgebou toe. Het in ons karre geklim en hierheen gekom. Maar ons, Here, ons is maar net soos die wat langs die pad 'n vreemdeling ontmoet by hierdie kerk vanoggend. Want in waarheid al het ons hierheen gery, is dit U, Here, ja, nog altyd U wat ons ontmoet. U het 'n afspraak met ons. Maar van ons wat vanoggend hier sit, mag dalk hiernatoe gekom het uit gewoonte, liewe Heer. Mag dalk hiernatoe gekom het omdat ons gedink het, dit is wat mens doen op 'n nagmaal Sondag. Maar van ons het nie eers 2 keer daaroor gedink nie. Vir ons ma's en ons pa's het ons gesê, julle sal kom, Here. So staan ons baie keer voor U. Maar Here, ek weet, so seker as wat U leef, U het 'n afspraak met ons. Ons het nou vanoggend besef het of nie, langs hierdie pad van die lewe, ontmoet U ons. Here, daarom wil ek vra, spreek tot ons harte vanoggend, praat met U kinders, deel met ons die boodskap wat ons nuwe krag sal gee, sodat ons in hierdie wêreld kan ingaan, met warm harte, vol hoop en verwagting, dat ons dit ook mag uitdeel aan hierdie wêreld wat dit so nodig het. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. Dit is 'n gedeelte, geliefdes, wat iets van die nagmaal vir ons oorbring, veral in hierdie tyd van die jaar waar ons is, wat ek dink besonder spesiaal is. Want ek dink dat ons het sopas Hemelvaart gevier, kom ons maklik dink dat God dalk ver weg is. Maar soos ons op Hemelvaart ook geleer het, dit is nie die bedoeling van God om ver te wees. En nee, hy kom juis nader, hy vul alles met sy teenwoordigheid. En hier in hierdie gedeelte lees ons van daardie ou bekende Emmausgangers wat Jesus ontmoet na sy opstanding. Die gedeelte, geliefdes, klink vir ons soos volg. Dit sê: op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: wat is julle so ernstig? Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom: is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?
Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad, voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is, wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag, vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy wou verder gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan en om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Elke mens stap 'n pad deur die lewe. Sommige van ons stap nog vorentoe met baie verwagtinge, met drome, met hoop, met die oortuiging dat dinge nog gaan uitwerk soos wat ons dit beplan. Dat dinge gaan uitwerk soos ons dit in ons harte kan indink en sien. Maar baie mense, en dalk baie van u vanoggend, stap 'n ander pad. 'n Pad terug van hoop af. 'n Pad van teleurstelling. 'n Pad waar die lewe nie geword het wat jy gedink het dit sou wees nie. Almal van ons ken op een of ander manier hierdie pad. Daardie oomblikke wanneer 'n mens eers begin wonder, wanneer 'n mens daardie vrae begin vra, waarom het dinge so in my lewe uitgedraai? Waarom het God nie ingegryp met die dinge wat ek gehoop het hy sou nie? Waarom lyk dit asof die Here stil bly? Waarom verstaan ek nie wat die Here mee besig is? Want die diepste pyn is nie altyd net dinge wat verkeerd loop nie. Soms is die diepste pyn dat God nie dinge doen of nie optree soos ons gedink het hy sou doen nie.
Ons dink, ons verstaan die pad en die plan wat God vir ons het. Ons dink ons kan sin maak van hierdie dinge. Ons dink ons weet hoe verlossing lyk en hoe dit werk. Net om te vind dat dinge gebeur anders. Dinge werk in ons lewens anders uit as wat ons dink en beplan. En skielik stap mens die pad van hierdie lewe met 'n swaar hart. Jy al ooit 'n swaar hart gehad? 'n koue hart. 'n hart wat seer is. Dit is presies, geliefdes, die soort pad wat die Emmausgangers gestap het. Lukas vertel vir ons dat hierdie twee, noem hulle nou maar volgelinge van Jesus, op pad terug was van Emmaus af. Mens kan sê dat hulle dalk tipe disippels was. Ons sou nie weet of dit regtig disippels is nie, ons kry nie daai gedagte nie. Maar hulle is volgelinge, ernstige volgelinge van Jesus. Hulle stap weg. Weg van die plek af, waar eens op 'n tyd hulle hoop geleef het. Sien, die Pasgafees, dieselfde fees waarop Jesus uiteindelik gekruisig is 'n fees wat gaan oor verlossing. Dit is 'n fees wat herinner aan die tyd toe Israel slawe was in Egipte en God hulle daarvan bevry het. Op hierdie fees was die fees waar Jesus sou moes inkom en net soos Moses die volk uit die hande, uit die kloue van Rome bevry. Hulle het verwag dat Jesus 'n koning moes wees, dat hy soos Dawid sal regeer. Maar, sien, nou het alles ineengestort. Die Messias op wie hulle gehoop het nie as 'n koning oorwin nie. Hy is gekruisig. Hy is dood. En selfs nou, terwyl hulle so met mekaar praat, is sy liggaam weg. Hulle kan hom nie vind nie. Hulle hoor van hierdie vroue wat praat, dat sy liggaam, dat hy dalk opgestaan het, maar in hierdie antieke wêreld het 'n vrou nie veel sê gehad nie. Was nie sommer geglo nie. Jammer hoe dit so in die antieke wêreld gewerk het. Maar 'n vrou kon selfs nie eers na hof getuig nie. So wat moes hierdie manne nou eintlik dink, terwyl hulle so stap en praat? Dalk moontlik soos wat baie ander gedink het, sy liggaam is gesteel. Daar is gerugte dat hy leef, dat hy opgestaan het, maar niemand het Jesus gesien nie. Niemand nie. Vir hierdie twee volgelinge voel dit asof alles waarop hulle hoop geplaas het, uit hulle hande uitglip. Niks het verloop soos wat hulle gedink het. God dinge sal laat verloop nie. En daarom geliefdes, stap hulle hierdie pad van teleurstelling. Die gevaar, geliefdes, van teleurstelling is dat baie keer dink ons, as ons teleurgesteld word, veral in die Here, dat ons so ver wegdwaal van die Here af, dat hy ons nie kan vind nie. Dat jy dalk in so donker pad stap, dat jy nie meer die Here daar kan ontmoet nie. En ek dink, dit is dieselfde, sê maar, gevoel, wat rondom hierdie Emmausgangers gehang het. Hulle is nie soos die ander disippels nie. Die ander disippels ondersoek die saak, gaan na die graf toe, gaan kyk of hy daar is, kyk of die gerugte waar is, maar nie hierdie volgelinge nie. Nee, hierdie twee mans, hierdie twee volgelinge, stap weg. Hulle het nou genoeg gehad. Hulle loop weg van Jerusalem af, weg van die plek waar hulle hoop, hulle enigste hoop, begrawe lê. Weg van alles wat hulle gedink het, God vir hulle gaan doen. Maar dit is juis hier waar Jesus
hulle ontmoet. Jesus ontmoet hulle nie in 'n tempel nie in die groot oomblikke van geloof nie wanneer hulle geestelik sterk is nie. Nee, Jesus ontmoet hulle op die pad van teleurstelling. En dit is dalk een van die mooiste waarhede uit hierdie gedeelte. Ons vind nie altyd Jesus wanneer ons afgedwaal het nie, maar Jesus vind ons. Ek sê dit weer, ons vind nie Jesus altyd wanneer ons afdwaal nie, maar hy vind ons. Terwyl hulle wegstap, terwyl hierdie mans mismoedig is, terwyl hulle harte swaar is, terwyl hulle hartseer dink aan die gebeure wat verby is, kom stap Jesus langs hulle. Lukas sê, hulle gesigte was somber gewees. Mens kan dit amper indink en dit raak sien. Die stilte tussen hulle sinne, hulle gesigte wat afkeer na onder, die swaar en onbeantwoorde vrae, die pyn van hoop wat doodgeloop het. En tog hier op hierdie pad kom Jesus en hy luister na hulle. Hy luister na wat hulle sê. Hy gee hulle die ruimte om hulle hart met hom te deel. En hulle sê hierdie ingrypende woorde, treffende woorde. Ons het so gehoop dat dit hy is wat ons sou verlos. Daardie een stelling dra soveel pyn. Ons het so gehoop. Wondergeliefdes, wie van u het al so 'n opmerking gemaak? Selfs net die opmerking gedink. Ek het so gehoop, die Here gaan hierdie dinge vir my laat doen. Ek het so gehoop, die Here gaan my hier help. Maar hy het nie. Nou, in hierdie oomblik, vir die Emmausgangers, het teleurstelling die plek van verwagting ingeneem. En dit is hier waar Jesus begin om met hulle te werk. Nie eers aan hulle omstandighede nie, maar hy werk aan hulle harte. Dit laat mens dink aan die woorde van Spreuke 4 vers 23. Dit sê vir ons, wees veral versigtig wat met julle harte omgaan, hoe julle met julle harte omgaan, want dit bepaal julle hele lewe. Jesus sien dat hulle harte is besig om hulle voete te lei. Hulle teleurstelling bepaal nou die rigting waarin hulle loop. Hulle seer bepaal die pad waarop hulle stap. En daarom keer Jesus hulle voor op hierdie pad. Nie om hulle te veroordeel nie, maar om hulle harte te verander. Terwyl Jesus so met hierdie Emmausgangers stap, begin hy uiteindelik met hulle praat oor wat regtig hier aangaan. Hy sê vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle nie die dinge wat die profete gesê het nie? Moes Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Die probleem vir die Emmausgangers was nie net dat hulle hartseer was nie. Hulle teleurstelling het begin oorneem hoe hulle dink. Hulle pyn het begin om hulle begrip, hulle verstaan, hulle verstand te verduister. Hulle kon eintlik nie verder as die kruis insien. Die dood aan die kruis is al wat hulle kon sien. Hulle kon nie verstaan of indink dat God besig was met iets groter as wat hulle kon indink. En dit, geliefdes, dit gebeur ook met ons. Wanneer die lewe ons teleurstel, dan het ons ook 'n tekort aan begrip. Ons kom na die Here toe met woorde soos, hoe kan die Here hierdie dinge toelaat? Hierdie vraag, geliefdes, hoor ek baie as 'n predikant. Hoekom doen God hierdie dinge aan my?
Waar is God dan nou? Want mense sonder hoop is mense sonder begrip. En saam met hierdie gebrek aan begrip sê Jesus vir hulle het 'n traagheid van gees. Ek dink in Afrikaans kon mense dit dalk mooi anders gestel het. Die wind is uit hulle seile uit. Dis 'n mooi Afrikaanse slagspreuk, is dit nie? Dink daaraan. Wanneer daar nie wind in die seile van 'n boot is nie, dan dobber hy maar rond. So word ons ook wanneer ons teleurstelling kry, soos 'n seilboot sonder enige wind wat hom dryf. En tog hier op hierdie pad waar hulle nie kan verstaan nie, hierdie pad waar die wind uit hulle seile uit is, hierdie pad van teleurstelling, hier ontmoet Jesus hulle. En hy gee vir hulle nuwe krag. Hier kom verander hy hulle harte. Hoe doen hy dit? Het jy agtergekom, hoe doen Jesus dit? Jesus gaan en verduidelik van Moses, reg deur die profete, en al die skrifuitsprake, sê die teks wat met hom te doen het, begin hy uitlê. Hierdie tekort aan begrip, hierdie traagheid van gees, spreek Jesus aan deur die woord van God. Deur die woord van God aan hulle te verduidelik. Dit, geliefdes, dit moet vir u 'n openbaring vanoggend wees, om te hoor en te ontdek, dat die woord van God kan jou verstand, jou kort van begrip, daai vrae waarmee jy so wemel, wat jy so mee sukkel, dat dit kan vir jou oopgaan. Die woord van God kan vir jou weer krag gee. Die woord van God kan jou hart verander. Want dit is wat Jesus gebruik om hierdie Emmausgangers se harte te verander. Dit is die woord van God wat weer wind in hulle seile sit. Jy sien, dit is terwyl Jesus so met hulle stap, dat mens agterkom dat die Gees van God ook so elke dag met ons stap. Die Heilige Gees woon in ons, hy beweeg ons, hy wek nuwe hoop, en hy herinner ons op hierdie pad wat ons elke dag stap van die lewe. Ons kan nie ons eie harte verander nie. Dis dalk een ding, geliefdes, een ding wat die moeilikste is in ons lewens om te aanvaar. As ons harte in 'n rigting ingedryf word, kan ons doen wat ons wil. Ons kan dinge nie net verander nie. Maar Jesus kan. En Jesus doen. Jesus kom en verander harte. Daarom sê Paulus vir ons in Romeine 10 vers 10, hy sê met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. As ons glo in Jesus, dan verander dit ons hart en ons begin uiteindelik nuut word. En dit is juis hier in hierdie deel van die verhaal waar geloof belangrik word. Sien, Jesus maak of hy wil verder stap. Die oomblik as hulle in Emmaus aankom. En wat doen die twee mans? Wat doen hierdie twee volgelinge van Jesus? Hulle nooi hom in. Hulle sê vir hom, Here, bly by ons. Bly by ons. Hierdie, geliefdes, is geloofstaal. Bly by ons. En die dag is verby en die aand is naby. Ek wonder of u regtig verstaan die gewig van daardie woorde. Vir wie van julle vanoggend is die dag al verby en is die nag naby? Vir wie van julle is jy op die punt om op te gee? Waar die sonlig in jou lewe verdwyn en waar daardie nag voor jou naderkom? Vir wie van julle roep uit vanoggend na die Here toe met die woorde, bly by ons.
En ek wil julle herinner, geliefdes, aan die woorde van Openbaring 3 vers 20. As Jesus self in die brief van Openbaring sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal hou en hy saam met my. Dit, geliefdes, is presies wat hier op die met die Emmausgangers gebeur. Jesus het met hulle gepraat langs die pad. Nou is hy in hulle huis. Hulle nooi hom in as 'n gas. En wat gebeur? Jesus gaan sit en hy word die gasheer. Miskien, geliefdes, is dit ook die uitnodiging om wat ons as mense, as kinders van God vandag ook weer moet leer bid. Nie groot indrukwekkende gebede nie. Net, Here, bly by my. Bly by my. In my onsekerheid, in my teleurstelling, in my vrae, in my huis, in my lewe, in my hart. En kyk, geliefdes, hoe wonderlik verander hierdie toneel. Jesus gaan sit, hy breek die brood, hy deel dit uit, hy vra die seun, en net daar in daardie oomblik, gaan hulle oë oop. Hulle kom agter met wie het hulle hier te doen. Die een wat net 'n week vroeër, die brood gebreek het. Wat net 'n paar dae vroeër die brood gebreek het, die wyn geneem het en gesê het, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Dis dieselfde een wat in daai oomblik die brood vir hulle breek. En hulle kom tot die besef, wat die waarde, die kosbare waarde van hierdie nagmaal is. In daai oomblik besef hulle, dat in gebrokenheid kom red die Here. In die seer van jou hart, in die pad van teleurstelling, daag die Here op. En die Emmausgangers sien hulle redder raak. Vanoggend, geliefdes, vanoggend gaan ons ook hier op pad stap na die nagmaaltafel toe. En my aanmoediging vanoggend vir u is om aan hierdie nagmaaltafel te kom staan, kom sit en te kom deelneem, net soos daardie Emmausgangers. En vanoggend, geliefdes, moet u hoor, hierdie pad van jou lewe kom die Here en hy ontmoet jou. En hier op jou pad wat jy elke dag stap, dalk is jy al lankal verdwaal en weet jy nie waarin jou pad is nie. Kom die Here en hy gee vir jou rigting, hy gee vir jou kosbare raad uit sy woord. En hy gee vir jou in hierdie nagmaal 'n teken, 'n sigbare uitdrukking, dat hy jou in jou gebrokenheid wil red. Om dit op te som, sy liggaam is gebreek, sy bloed het gevloei, sodat ons ten einde mag weet, dat hy koue harte, seer harte, en warm harte verander. Hierdie twee Emmausgangers, die oomblik toe Jesus voor hulle aangesig verdwyn, sê hulle vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het. Hoe lyk 'n warm hart? Ek probeer indink, hoe lyk dit? Hoe lyk dit as Jesus jou op die pad ontmoet en jou hart word warm? Kan jy dit indink hoe dit voel? Dalk eintlik, ek weet ek praat nou baie eenvoudig, maar dalk 'n hoendervleis gevoel. Ons praat so, nee. Dalk daardie
daardie uitasem stilte, daardie sig van verligting. Of dalk meer 'n inspirasie, 'n krag wat opgewek word om uit te gaan en vir almal te gaan vertel. Was u al so opgewonde in jou lewe? So opgewonde dat iets het met jou gebeur, dat jy vir elke mens wil sê, wat met jou gebeur het? Dat so 'n warm hart lyk. Dit is wat Jesus doen. Toe die Emmausgangers daar weg is, gaan hulle terug Jerusalem toe. Dieselfde pad, wat eens 'n pad van teleurstelling was, het nou 'n pad van hoop geword. En hulle roep die woorde uit. Hy het regtig opgestaan. En hy het aan Simon verskyn. Hy het regtig opgestaan. En hulle word van die eerstes wat getuienis aflewer, wat vir almal vertel dat Jesus leef. En dit gebeur, geliefdes, op 'n pad van teleurstelling, in 'n huis sonder hoop, en met swaar harte, met koue harte, waar Jesus die brood breek en alles verander. Mag julle vanoggend, geliefdes, as die brood gebreek word, as die wyn gedeel word, 'n hartsverandering kry, waar jy hier uitgaan, die wêreld in met die opgewondenheid, met die hoop, met die rustigheid in jou hart, dat Jesus Christus het opgestaan vir jou, en dat jy mag leef, met vreugde, met volheid, met hoop. Ek sluit af, geliefdes, met hierdie woorde. Ons kan baie keer saamstem met die psalmskrywer as hy sê, in Psalm 139, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Maar dan ook, as die psalmskrywer in Psalm 37 sê, die openbaring van sy God is in sy hart, sy koers is nie onseker nie. En Jesus self roep vir ons die woorde in Matteus 5 vers 8 uit. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dit, geliefdes, som vir ons op wat met die Emmausgangers gebeur het. Hulle het begin met 'n dowwe verstaan en geëindig met oop oë. Hulle het begin met koue harte, maar geëindig met warm harte. En daarom is die vraag vandag nie of Christus nog op die pad is nie. Nee, hy is. Die vraag is eerder, is jy bereid om hom in te nooi? Om hom te hoor, om te herken, en weer hier die brood van die lewe te laat breek. Want waar hy werklik inkom, word hartseer nooit die laaste woord nie. Daar word hartseer verander in hoop, verlies in getuienis, en koue harte in warm harte, wat nie kan stil bly nie. En so word ons weer mense wat kan sê, Christus leef. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het ons langs die pad ontmoet. O Here, soveel keer wat ons wou opgee, dat ons die pad van teleurstelling in ons lewens gestap het. Ons is maar ook Emmausgangers, Here. Maar elke keer, Here, het U nog opgedaag. Langs die pad het U ons weer ontmoet. Daar, Here, het U vir ons weer hoop kom gee. En ook so vanoggend, Here. So vanoggend het ons 'n pad gestap tot hier. En nou nooi ons U, Here, bly by ons. Bly by ons en kom breek die brood, sodat ons weer warm harte mag hê.
Harte wat vir U klop, wat opgewonde is om uit te gaan en U woord te verkondig. Harte wat warm is met hoop wat sê dat niks en niemand kan ons harte meer breek nie. Want U, Here, U het ons nuut kom maak. 'n Pad wat eens vir ons 'n pad van teleurstelling was, kom verander U in 'n pad van hoop. Maak ook so vir ons vanoggend. Help ons ook so vanoggend. Maak ons ook so nuut, Here. Verander asseblief ons harte. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy nagedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die teken van die brood en die wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons ook saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op 'n hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat weer sal kom. Die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by hierdie tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het berou daaroor. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van hierdie tafel af opstaan, stuur God ons die wêreldwyd om te getuig van sy versoening, van sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook so. Geliefdes, u word vanoggend hartlik uitgenooi om te kom aansit aan die tafel van die Here. Belydelike lidmate van gemeentes van ons kerk en van ander kerke wat op dieselfde belydenis grondslag is welkom. Met u ook in die eie gemeente die voorreg geniet. Geliefdes, ons gaan dan nou oorgaan na die nagmaal toe. So kom ons sing met opwinding en opgewondenheid ter voorbereiding van hierdie tafel. Lied 159 vers 1 en 2. God is hier teenwoordig.
Geliefde broers en susters, ons gaan nou met die nagmaal hier aan my linkerkant hier van voor na agter begin en dan in die middelste banke van voor na agter en dan aan my regterkant van voor na agter. Daarna is u welkom ook van die galery se kant af om by ons te kom aansluit. So sal die orde dan wees van ons die nagmaal bedien. Ons sal ook op die eerste tafel vir die vrae om asseblief hoog die hand op te steek indien u graag in die banke bedien wil word. Asseblief wys vir ons baie duidelik indien u nie hiervoor kan kom nie, dat die diaken asseblief vir u kom bedien. Ons wil ook vir u herinner dat die ligte vloeistof is die druiwesap en die donker vloeistof is die wyn en u is welkom om dit te gebruik soos wat u ook graag wil. Geliefde broers en susters, laat ons dan nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van die brood en die wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. Gemeente, alles is gereed, kom na die tafel van die Here, kom en word versterk in die geloof. Liefdes, hier is nog plek. Hier is nog so 2 sitplekke, 4 sitplekke beskikbaar, asseblief, u is welkom. Nog 'n sitplek vir iemand? Geliefde kinders van God, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Onthou asseblief u hande hoog op te steek, dat die diakens dit kan raak sien, indien u graag in die banke bedien wil word. Psalm 46, vir die koorleier van die korregiete op die wysie van die jong vroue. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die diepste van die see. Al dreis die skuim van die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel,
Maar as God sy stem laat hoor, dan smelt die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stukkend. Oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Geliefdes, kom ons sing saam 'n lied aan tafel. Ons sing saam uit lied 219. Ons sing vers 1. Laat ons sing van ons Verlosser. As daar enige finaaljaars vanoggend is u welkom om ook nou die kerk te verlaat. Julle sal nou klas hê. Gert sal julle daar ontmoet. In 1 Konings 19, geliefdes, het Elia onder 'n besembos mismoedig gewens hy gaan dood. Maar 'n engel roep hom en sê: "Kom, eet, word wakker, anders gaan die pad vir jou te lank word." So ook op ons pad. As ons onder 'n besembos is, roep die Here vanoggend u: "Kom gemeente, kom eet. Anders sal die pad vir jou te lank word." Geliefde broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis.
Die beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Psalm 16 sê, 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Geliefdes, kom ons sing vers 2 van lied 219. Geliefdes, gemeente, kom dan na die tafel van die Here, want die Here maak sy hand oop en ons kry meer as genoeg. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare.
Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Geliefdes, kom ons sing dan vers 3 van Lied 219. Laat ons sing vir ons verlosser. Geliefdes, die Here Jesus vertel ons 'n gelykenis van 'n verlore seun wat eens ver van God af was, van sy pa. En die pa, toe die seun terugkom, roep uit, laat ons fees vier, hierdie kind van my wat was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. So roep die Here vanoggend vir u ook na die tafel toe, kom gemeente, laat ons fees vier. Hierdie kind van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Geliefdes, die brood wat ons breek, is gemeenskap met die liggaam van Christus, neem en eet daarvan, en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus, neem en drink daarvan, en doen dit tot sy nagedagtenis. Matteus 6, vanaf vers 25 sê vir ons, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie 'n skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? Wat bekommer julle oor klere?
let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Kom ons sing, geliefdes, ons sing dan nou lied 220 vers 1, met ons harte sing ons Here. Geliefdes, kom dan na die tafel van die Here. Ons almal is van die Here afhanklik. Hy voed ons op sy tyd. Ou gou dit 'n geleentheid maak en toets. Het almal 'n geleentheid gehad om aan die tafel te sit. Dit sal dan ons laaste tafel wees. Geliefde broers en susters in die Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Die beker waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en doen dit tot sy nagedagtenis. Efesiërs 5 sê, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af
of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat van die dinge wat ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. As iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Kom ons sing, geliefdes, vers 2. Met ons harte sing ons Here van lied 220. Terwyl hulle so aan die tafel bly sit, kom ons sluit die oë en dan dank ons net die Here vir hierdie geleentheid. Heilige Here, ons wat nou aan die tafel gesit het, die brood en die wyn geneem het, kom nederig voor U en kom dank U, Here, vir die groot genade wat U aan ons kom wys het. Hier waar ons nou is ons weer opnuut bewus van hoe lief U ons het. Dat U liggaam gebreek is soos die brood, dat U bloed gevloei het soos die wyn, en so het U ons harte kom verander. Ons het nou, Here, as ons van hierdie tafel af opstaan, warm harte, en ons sal die wêreld vertel van dit wat U gedoen het. Dankie, Here, vir die brood en die wyn, wat ons nou saam kom deel. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet vanoggend dan die Here met 'n blye lied en sê vir die Here dankie. En ons herinner onsself aan dit wat die Here ook vanoggend vir ons geleer het. Met lied 518 voel jy soms of die Here te ver is. That's
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en in die liefde bly. Amen. Geliefdes, ek gaan nie baie van die tyd nog neem nie. Ek net so 'n paar enkele afkondigingkies. Ek weet u was al reeds baie geduldig met my, so ek sal probeer om dit vinnig te maak. Vandag, geliefdes, wil ek, voordat ek die NASV geleentheid gee, om vir my vrou geluk te sê, wil ek nou persoonlik 'n geleentheid neem. Dit is nie altyd dat ek preek wanneer my vrou verjaar nie. So, daar's min geleenthede wat ek het om dit te kan doen, so ek wil net vir jou geluk sê met jou verjaarsdag. So nou is nog nie klaar nie. Baie geluk met jou verjaarsdag, my liefie. En die NASV wil ook 'n geleentheid neem om ook vir jou net geluk te sê. Namens die gemeente, susters en almal wil ons vir jou sê baie dankie vir dit wat jy doen. Dit beteken vir ons baie en jy's 'n groot voorbeeld vir ons en jy's altyd vriendelik. En maar baie geluk met jou verjaarsdag. Ons glo dat die Here jou gaan seën en nog baie jare spaar. Baie dankie. Nou gaan die res van die gemeente sê, volgende keer kry ons ook sulke persente. Baie geluk, my vrou, met jou verjaarsdag. Baie keer gaan die dinge wat jy doen ongesiens verby, maar jy doen baie vir hierdie gemeente, dinge wat mense nie sien nie. Jy het baie geduld, en baie aande is jy sonder my, en draai jy ons huisgesin. En so ek wil vir jou sê baie dankie, ek het jou baie lief. Dan, op die 26ste, ek hoop ek gaan nou waardig wees nou, Peer Steyn verjaar ook.
Baie geluk Pierre ook met jou verjaarsdag. Zoan Seeker verjaar die 28ste Mei, die 29ste Mei Danica Kombrink en dan die 30ste Rupert Jonker. Mag die Here ook julle ryklik seën met julle verjaarsdag. Geliefdes, op ons kalender hierdie week het ons weer Bybelstudie Dinsdag om 9 uur en dan ook bloedskenk vanaf 1 uur op die 28ste Mei. Asseblief kom maak 'n draai en kom skenk bloed. Ons sal ook dan die Vrydag aand het ons jeugaand om 5 uur. So die jeugaand sal weer hierdie Vrydag aand gebeur, so asseblief maak julle reg daarvoor. Ons sal eers die belydennisklas gaan ook voort, maar die jeugaand sal dan aangaan terwyl ons met die belydennisklas besig is. Die 6de Junie, dis dan nou 'n bietjie meer as 'n week, 2 weke, dan is dit ons bazaar. So asseblief neem kennis daarvan en kom hou lekker bazaar saam met ons. Jan ook al vir my aangaan. Dit is nou 'n nuwe slide wat ek nog nie gesien het nie. Lyk my in die kantoor is daar 'n verlore bril en 'n ring. Albei. Is dit 'n oorbel? Okay, so iemand het 'n bril en 'n oorbel verloor. So asseblief, as jy vanoggend voel een van die oorbelle is nie daar nie en jy kom agter, o jene, dis hoekom ek nie so mooi kan sien nie. Dan weet jy, dit is in die kerkkantoor, asseblief kom haal dit. Geliefdes, die Vrydag Kafee kom nou nader. Dis nou volgende week vanaf Vrydag tot en met Sondag het ons ook die 150 jaar fees van Parys, waar ons 'n pannekoektafel het. Asseblief ondersteun ons daarmee, gaan maak 'n draai en kom koop lekker pannekoeke. Kom ons maak dit ook 'n sukses. Dan oor volgende maand is dit Horeb se beurt wat vir ons curry en rys gaan aanbied. Dit is dan nou die fees, asseblief neem kennis daarvan, dit is R30 'n kaartjie om in te gaan. Maar net so na die verkope van die pannekoek, so op mekaar, lyk my, ons is 'n besige gemeente, het ons 'n groot bazaar wat ons hou, ons het lekker baie vleis en baie tafels. Ons vra asseblief om hierdie bazaar sukses te maak, dat julle moet deelneem. Asseblief, as jy nog nie by 'n tafel betrokke is nie, kom raak betrokke. En dan vra ons u, indien u graag ietsie wil skenk, om ook die bazaar vir ons makliker te maak, skenk asseblief vir ons koekmeel, suiker, bakpoeier, olie, en dan natuurlik die puddings, jelly ensovoorts. Asseblief, ons sal dit so waardeer, as julle ons daarmee kan help. Hier is die lys van die saamroepers, ek gaan hulle nie almal nou uitlees nie, maar as jy sien 'n tafel daar waarby jy graag betrokke wil wees, asseblief maak 'n draai by die saamroepers en raak betrokke dat jy ook so jou deel kan doen. Dit is dan al van my kant af, geliefdes. Wy Kanaan skink vanoggend vir ons tee. Mag u 'n geseënde Sondag verder hê. Ek hoop u gaan my en my gesin dalk vanoggend vinnig verskoon, want ons het nog partytjie om te gaan hou. So mag u dan 'n lekker koppie tee drink, maak asseblief 'n draai. Totsiens vir almal van julle.